Goeiemôre, liewe broers en susters, liewe vriende. Dis vir my 'n wonderlike voorreg om jou vanoggend welkom te heet in 2026. Ek moet nou amper teenoor jou bely dat ek dit geoefen het. 2026 klink nog so bietjie vreemd. Trouwens, ek is amper bang dat as ek nie die hele tyd daarop gaan konsentreer nie, ek nog 'n fout gaan maak. Maar nietemin, dit is die 4de Januarie 2026. Dit is ons laaste aanlyn erediens. Volgende Sondag, die 11de, gaan ons 'n in-persoon erediens hê en van daar af natuurlik met die begin van die kwartaal, die 18de, die normale eredienste. So vanoggend, die laaste keer wat ons op hierdie wyse in die Here se teenwoordigheid is, en 'n voorreg vir my om dit saam met jou te deel. Dit is vir my lekker om hier aan die begin van die nuwe jaar vir jou te sê, genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nou met die heerlikheid van die nuwe jaar wat om ons is, gaan ons vanoggend in die Here se woord stil staan in Joshua hoofstuk 1. 'n Interessante teks, wil ek jou nou al sê. Ek hoop regtig dat jy ingeskakel gaan bly. Ek het onlangs so 'n bietjie navorsing gedoen oor mense se kyk van eredienste en ek het eintlik 'n skokkende ontdekking gemaak dat mense heel dikwels nie baie lank vertoef nie. So dit lyk of baie mense kyk en dan het hulle maar 2 of 3 minute gebly. Ek hoop jy gaan bly vanoggend en ek hoop dat as ek vir jou sê ons teks is Joshua 1, dat dit genoeg van jou nuuskierigheid gaan prikkel om te bly. Maar vriende, een ding wat ek en jy nou al vir mekaar kan sê is, ons gaan die Here se genade nodig hê vir hierdie jaar. Dit gaan 'n uitdaging wees. Ek het by ons jaarverwisselingsdiens gesê, ek glo 2026 gaan 'n opwindende jaar wees. Ek glo dit steeds, maar dat dit uitdagend gaan wees, is wel ook so. Vanoggend is hier mense wat by hierdie diens ingeskakel is, wat moet gaan vir behandelings. Hier is mense wat dalk in 'n nuwe beroep instap. Hier is mense wat dalk 'n kind die eerste keer skool toe stuur of hoërskool toe stuur. Hier staan ouers van eerstejaars studente, ons matrikulante van 2025. Wat ook al die omstandighede. Ek en jy gaan die Here se genade nodig hê. En daarom het ek gedink, moet ons begin met 'n lied wat juis hierdie titel het, genade. Sing saam, luister saam, deel saam met my hierdie pragtige lied. As die son se laaste strale deur die doringbome skyn en in die verte warrelwinde die rooi geel stof omheen, staan ek stom verbuisterd nader met my oë na bo gekeer, vind ek vrede in my Vader, my Heer. As die storms eers verby is en die wolke prentjies maak en die druppels strome water in die droë vore raak, sing my hart 'n lied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo.
skyn, soos die arend sweef daarbo, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. As die boom sy blare afgooi en sy skadu skrale raak en die blare mat verander soos die wind sy paadjies maak, dors my siel na u beskerming, na u sorg, o troue Heer, op verlange na die hemel meer en meer. Soos die maanlig die donker skadu's wat my so bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn, soos die arend sweef daarbo, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die arend sweef daarbo, met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Vriende, om so bewus te word van die Here se genade in die sing en in die luister van hierdie lied, is dit wonderlik om te weet dat ons in die teenwoordigheid is van 'n lewende Here. En daarom, voordat ons uit sy woord gaan saam lees, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend so saam te wees. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat waar ook al vanoggend hierdie diens gekyk en geluister word, U daar is. Dankie Here dat ons die tegnologie het waarmee ons te midde van hierdie vakansietyd, ja, dalk te midde van mense wat begin oppak of ander wat nou eers 'n bietjie kan weggaan, dat ons tog 'n tydjie kan inruim om in U teenwoordigheid stil te word. Ons beskou dit as genade. Want ons weet, Here, dat U by ons is. Here, voor ons lê 361 onbekende dae. Ons wil nie 'n enkele tree gee sonder U nie. Dit is vir ons totaal ondenkbaar, Here, om te dink dat ons hierdie jaar moet ingaan as U nie saam met ons gaan nie. En daarom, Here, soos Moses destyds ook daar by die tent van ontmoeting vir U gesê het, die teks wat uiteindelik ook ons gemeentes se fokusteks was in ons samesmelting. Here, as U nie saam met ons gaan nie, moet ons nie hier vandaan af wegneem nie. Dankie dat ons kan glo dat U reeds weet wat 2026 op ons wag. Daarom, Here, dankie dat U juis vanoggend ook vanuit hierdie gedeelte met ons wil praat. Ek bid daarom dat U ons harte en gedagtes ontvanklik sal maak, sodat ons ook U stem sal hoor. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, voordat ons 'n paar verse lees in Joshua 1, miskien net so bietjie die agtergrond. Baie van julle ken tog die geskiedenis, miskien is dit goed dat ek jou net so bietjie herinner aan die geskiedenis. Die volk was in ballingskap in Egipte,
uiteindelik in hierdie ballingskap oorheersing, nadat hulle destyds daarheen getrek het onder Josef se begeleiding om uiteindelik te oorleef, bevind hulle nou in 'n posisie waar God hulle deur Moses uitlei. Ek het tog gedink ballingskap is miskien nie verkeerde woord, want hulle was in slawerny, maar die omstandighede was min of meer die van ballingskap. In 'n vreemde land, omring deur vreemde gode, vreemde gebruike, soldate wat hulle hande arbeid laat doen. Ons weet dat die seentjies op 'n stadium vermoor is deur die farao, omdat hulle te veel begin word het, en die Egiptenare begin bang word het vir die Israeliete, en dan uiteindelik ken ons nou die geskiedenis van Exodus, wat op 'n manier eintlik oorloop in Deuteronomium en Levitikus, die geskiedenis van hoe God sy volk lei uit Egipte, deur die Rietsee. Ons roep in herinnering die goue kalf en die 40 dae van rondswerf. En nou, as gevolg van Moses se ongehoorsaamheid, wat jy ook van weet, het Moses nie die voorreg om die volk in die beloofde land in te lei nie. Onthou, die volk het getrek met hierdie belofte wat aan Abraham, Isak, Jakob gemaak is: ek sal vir jou bring na jou eie land toe. Moses praat nie met die rots nie, hy slaan die rots, daar kom water uit, maar dan sê God, omdat jy aan my ongehoorsaam was, sal dit nie jou voorreg wees om die volk in te lei nie. En uiteindelik sterf Moses. Nou, 'n jong man met die naam Joshua was in 'n sekere sin die heeltyd hier in Moses se skaduwee gewees. Ons lees onder andere dat in die tent van ontmoeting tyd is Joshua die een wat uiteindelik in die tent werksaam is. En dan wanneer Moses sterf, tree Joshua na vore in antwoord op God se oproep aan hom. En ek wil graag vir jou dan hierdie verhaal begin lees hier in die eerste hoofstuk van Joshua. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat. Die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Ons lees net tot sover. Vriende, as ek dink aan 2026 en ek dink aan
wat moontlik vir my en vir jou kan voorlê. En nou weet ek, dit is 'n moeilike ding, want wat kan nou gebeur? Ek dink 2020 lê nog te vlak in ons almal se geheue om te sê, ag, weet, ons ken alles. So as ek dink aan 2026 en ek sê vir myself, wat kan 2026 vir my inhou, dan kom ek op die punt waar ek uiteindelik wil sê, Here, ek kan nie hierdie jaar ingaan sonder U nie. En dan is dit amper asof ek vanoggend hierdie gedeelte wil vat van vers 5 af en dit vir myself sê, die Here sê, Anton, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so, Anton, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade. Vers 10. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, Anton, want ek, die Here jou God, is by jou. Vriende, is dit nie wonderlik nie? Ons beplan om weer die 18de Januarie 'n diens te hou vir ons graad 1s en ons graad 8s. Nou ek weet in hierdie tyd, ek het so voor Kersfees in een van die winkelrye gestaan en twee jong ouers het voor my gestaan en hier tussen 'n paar Kersgoed het ek gesien is 'n boekesakkie en daar is 'n prit en daar's kruite en 'n skertjie en ek vra vir hulle, graad hoeveel gaan julle kind? Nee, graad 1. Vriende, jy kan my woord maar vat. Dit is angswekkend vir enige ouer om sy eerste kind, seker sy tweede, derde kind graad 1 toe te stuur. En is nie omdat dat Vredendal of Vredendalse skole iets anders is nie. Maak nie saak waar jy vanoggend hierdie diens volg nie. Praat met enige ouer van 'n graad 1. Dit is angswekkend. Of hulle nou in graad R was, of hulle nou in graad RR was, dit is vreesaanjaend. Hulle is opgewonde. Ons as ouers is, ons kry partymal die swaarste. Ek onthou dis 20 jaar terug, dat ons 'n maand in Vredendal was, toe ons oudste by die hek moes instap. Die eerste graad 1 uit ons gesin. Dan wil ek hoor dat die lewende Here sê, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou. Ek is by jou pappa, ek is by jou mamma, ek is by jou seentjie, dogtertjie, ek is by jou graad 1. Ons gaan ook die 18de Januarie vir 'n oomblik by ons graad 8s stil staan. Dis 'n persoonlike opinie, maar ek dink die grootste val in die lewe wat jy ooit kan hê is van graad 7 na graad 8 toe. En wat ek bedoel moet val is, in graad 7 is jy die laerskool. Jy is die belangrikste, jy is die groot meneer, jy is die groot juffrou. En dan raak jy graad 8. En benewens die fisiese grootheid, lankheid,
ek let dit mos altyd op, van matrieks. Sjoe, wat 'n val. Ek weet nou toevallig hier by ons hoërskool, gaan julle 'n bord dra en ek dink julle gaan 'n slurp hê en ek weet nie of julle ore gaan hê nie, ek kan nie alles onthou nie. Wat 'n val. Maar daar is ook die matrieks van 2025 wat ingeskryf is by die universiteit, by die technikon, by een of ander college. Daar's van hulle wat in internskappe gaan begin werk. Daar is seker een of twee wat 'n gapjaar gaan vat. Maak nou nie saak nie of jy nou met jou tassie by die universiteit afgelaai word en of jy nou met jou tassie by die lughawe afgelaai word. Dis angswekkend. Vir kind en ouer. Ek het dit nodig om dan te hoor, moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Ek, die Here jou God, is by jou. Oral waar jy gaan. Daar's mense wat begin werk. Dalk is julle die ouens wat die swaarste gaan kry, want 'n graad 1 mag nog bang lyk. 'n Graad 1 mag nog huil. Maar jy kan mos nie huil by jou werkplek nie. Dalk is daar die wat aan die einde van 2025 die tuig neergelê het. En nou dalk moes verhuis. Daar is dalk diegene wat as bejaardes hulle huis moet verlaat. En hulle weet nie of hulle in 'n tehuis sal kan aanpas nie. Dalk in die tuinwoonstel van die kinders nie. Vriende, ek het in my jaarverwisselingsdiens daarna verwys dat 2026, dat ons amper op die voorstoep van 2026 staan, maar ons weet nie wat vir ons voorlê nie. 4 dae in, weet ons nog steeds nie wat vir ons voorlê nie. Vier dae in. En dan sê ek Joshua 1 lees, dan wil ek met my hele wese vasklou aan elke belofte wat die Here maak. Dan wil ek soos die Israeliete van ouds terugkyk en sê, hierdie God wat beloof dat hy saam met my gaan, is die God van Egipte se slawerny. Is die God van 'n woestyn, van manna en kwartels, van water uit 'n klip. Dan het ek nodig om te weet dat hierdie God 'n God is wat nie net sê moenie bang wees, ek is by jou nie, maar wat by my is elke oomblik. Ons sou daar kon stop. Ek is oortuig, dit is deel van die boodskap van Joshua 1. Watter onbekendheid ook al voor my en jou lê, hierdie absolute belofte, ek, die lewende Here, is by jou. Maar, vriende,
God kom nie net na Joshua en na die volk toe met hierdie oordaad van 'n belofte van sy teenwoordigheid nie. Nee, hier op die vooraand van hulle verhuising in die beloofde land kom God en dan sê hy, ek is by julle, ek bewaar julle, wees sterk, maar dan sê hy in vers 7, herhaal hy homself en hy sê, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Het jy dit gehoor? Ons kry nie 'n vrypas vir 2026 om te sê, gaan, leef, speel, werk, doen alles, die Here is by jou nie. Die Here kom en dan sê hy vir Joshua, ek is by jou, maar onthou my wet. Ek is by jou, hou daaraan vas, maar hou met amper groter erns vas aan my wet, aan dit wat ek jou beveel, aan hoe ek jou opdrag gee om te lewe. As ek vir 'n sekond kan stil staan by ons studente. In 2025 was daar 'n pragtige klomp jong mense. En 'n hele paar van hulle is goed aan my bekend, omdat hulle in 2024 deel was van my belydennisklas. In 2025 het hierdie pragtige jong mense hulle eintlik eksamen afgelê. Onder die toesig en die liefde en die versorging en die beskerming van 'n liefdevolle ouerhuis. En nou gaan hulle die wye wêreld in. Ek verneem 'n paar gaan Stellenbosch toe. Ek wil aanvaar dat daar dalk na van ons ander tersiêre instellings ook van hulle gaan. Ek wil glo van hulle gaan dalk begin werk. Die lank en die kort is hulle verlaat hulle ouerhuis. Wat sê jy vir jou kind as hy die ouerhuis verlaat? Ek dink jy sê vir hom, my kind, hou vas aan Joshua 1, die Here is by jou, die Here gaan saam met jou waar jy gaan. Wonderlik! Maar wil jy nie net 'n oomblik saam met my lees wat hier staan nie? Ons gaan nie net 2026 in met die belofte van God se teenwoordigheid nie. Ons gaan 2026 in met die opdrag, wees baie sterk en baie vasberade in die uitvoering van my wet. Doen wat ek in my woord van jou vra. Dit moet die ingesteldheid wees van 2026. Nie net, kom ons lewe voluit en ons geniet wat ons het, die Here is by ons nie. Kom ons staan gou vir 'n oomblik op die 4de Januarie stil en ons sê vir onsself, in hoe 'n mate lewe ek volgens die woord van God? Want ons wil in God se genade lewe. Ons wil onder sy beskerming lewe. Dit was deel van die probleem waarmee die Israeliete geworstel het, toe hulle uiteindelik in die woestyn beland het vir 40 jaar. God moet hulle beskerm, maar toe Moses 'n bietjie lank wegbly, toe bou hulle 'n goue kalf.
Daarom sê die Here vir Joshua, ek is by jou. Ek is by jou. Maar hou vas aan my woord. Bly getrou aan my wet. Vriende, so min as wat ek weet 2026 vir my en vir jou inhou, kan ek vir jou vanoggend met 'n redelike groot mate van sekerheid sê, elende wag vir my en vir jou as ons ongehoorsaam is aan die wet van die Here. Elende wag vir ons. Elende wag vir ons as ons God nie aanbid as enigste Here nie. Elende wag vir ons as ons nie sy Sabbatdag onderhou nie, en ek dink al klaar ons faal daarin. Elende wag vir gesinne as ouers nie deur hulle kinders geëer word nie. Ons sien dit al reeds in gesinne. Elende wag op huwelike as ons nie getrou is aan ons huweliksmaats nie. En dan praat ek nie eers van steel nie. Ons leef in 'n bedrog besmette samelewing waar jy amper niemand meer op sy woord kan vat nie. Elende wag vir ons as ons daar begewe. Om nie te praat van moord nie, om nie te praat van begeertes nie. Ons wil hê die Here moet by ons wees en hy moet hierdie onbekende jaar met ons instap. Vanoggend kom sê hierdie Here, dit gaan 'n groot verskil maak. Hoe ek en jy lewe in ooreenstemming met sy woord. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van my wet. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Die Here kom sê vir sy volk, ek is by julle. Maar my volk, ek wil hê dat julle ook by my is. Dat julle my gehoorsaam. Dat julle my dien. Ek sê weer wat ek al telkens gesê het, ek het dit by die middernagdiens gesê. Kyk hoe lyk ons kerkbywoning. Ons lewens het so geweldig besig geword. Daar gebeur soveel goed, die wêreld het so klein geword, dit het so maklik geword om op 'n Vrydag op 'n vliegtuig te klim om 'n sportbyeenkoms iewers in 'n ander provinsie by te woon. Ons lewens het so besig geword, Sondag is partymal die laaste geleentheid wat ek het om met my kinders en my gesin tyd te spandeer. Waarom begin my tyd by my gesin nie hier in die Here se teenwoordigheid nie? Ons het so 'n diep behoefte dat die Here by ons moet wees, maar ons wil nie hoor wat hy vir ons sê nie. Joshua en die volk kry die boodskap, ek is by julle, ek lei julle, maar hou vas aan my woord. Daarom vriende het ek dit gesê, dit is vir my wonderlik om self vas te hou aan die belofte dat die Here by my is. Dit is my 'n wonderlike voorreg om hierdie eerste Sondag van die 52 van hierdie jaar vir jou te sê, maak nie saak wat op jou wag nie, die Here is by jou.
finansies, werk, skool, gesondheid, gesinne, huwelik, enige iets wat jy aan kan dink, die Here is by jou, hy sorg vir jou. Maar dit is nie al wat Joshua 1 sê nie. En ons sal onsself bluf as ons dink dat ons maar net die troos uit hierdie gedeelte kan vat. En dan kan lewe asof God nie omgee, as ons nie lewe volgens sy woord en sy wet nie. Ek wil jou oproep, met alles in my, wil ek jou oproep. Kom ons vat die Here op sy woord. Kom ons gryp die belofte, maar ons doen dit in gehoorsaamheid aan sy woord. Toe ek hierdie gedeelte gelees het en ek oor 'n tema moes besluit vir vanoggend se diens, het ek baie diep onder die indruk gekom dat die tema van hierdie gedeelte is gehoorsaamheid kom met 'n belofte. God sê nie ek is by jou. Ek sorg vir jou, ek hou jou vas, moenie bang wees nie. En as jy miskien lus het, lees Bybel. As jy miskien die Sondag niks anders het om te doen nie, kom woon die erediens by. Tussen die lyne van hierdie bladsy sê die Here vir Joshua: wees vasberade om my wet uit te voer. Wees vasberade om my woord te lees. En weet dan dat ek jou sal beskerm. Vriende, in 'n wêreld van kitsoplossings is God se bewaring, God se beskerming, God se alomteenwoordigheid nie maar net nog 'n kitsoplossing nie. Dis 'n leefwyse. Dit begin met my en jou gehoorsaamheid aan sy woord. En daarom pleit ek by jou. Kom ons maak 2026 die jaar waarin ons erns maak met ons geloofsgroei. Erns maak met ons verhouding. Met ons verhouding met die Here. Erns maak met sy woord. En die oordra van sy woord aan ons kinders, ons vriende, ons kollegas, ons bure. Mag ek en jy in gehoorsaamheid leef uit die wonderlike belofte wat God maak. Moenie bang wees nie. Ek, die Here jou God, is by jou. Moenie skrik nie. 'n belofte op grond van ons vasberadenheid om te lewe soos wat God van ons vra. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir U woord. Ons dank U vir die wonderlike belofte dat U hierdie onbekende jaar met ons ingaan. Here, wat 'n troos om te weet U is by ons. Wat 'n troos om te weet, wat ook al gebeur, U los ons nie. Maar Here, in dit vra U van ons om gehoorsaam te wees. Vra U van ons om U woord te lees, dit te onderhou, daarvolgens te lewe. En dit is my gebed. Here God, help ons onder leiding van U Gees om getrou te wees aan U woord.
om nie net die beloftes te wil neem nie, maar om in gehoorsaamheid U te dien, en dan vanuit die krag van U beloftes te lewe. Ek kom bid vanoggend, Here, vir elkeen wat siek is. Ek kom bid vir elkeen wat die koms van hierdie nuwe jaar dalk met 'n bepaalde mate van angs ontvang het. Dankie dat U sê U is by ons. Ons hou met alles wat ons het daaraan vas. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n laaste lied, bekende lied, lied nommer 308, Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Kom ons sing dit, kom ons luister dit, kom ons maak dit ons antwoord op dit wat ons vanoggend in die Here se woord gehoor het. Neem my liewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad altyd na U wyse raad. Rig my wil, gevoel en daad altyd na U wyse raad. Met die pragtige woorde van hierdie lied wil ek jou vanoggend seën. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en elke oomblik by jou bly. Amen.